Goeiemôre, my geliefdes. Hartlik welkom vanoggend by hierdie erediens vanoggend. En dit is nogal op 'n Moedersdag. Die 11de Mei. Ons wil ook aan al ons moeders vanoggend sê baie hartlike en wonderlike Moedersdag vir julle. Mag julle bederf word. Julle is vir ons waardevol en ons is dankbaar vir dit wat julle ook vir elkeen van ons doen. Mag julle 'n geseënde dag hê. Terwyl ons so sit voor die Here, kom ons bid saam en vra dat die Here ook hierdie diens sal seën. Hemelse Vader, vanoggend buig ons in aanbidding voor U neer. U die almagtige God van hemel en aarde. U wat nog steeds regeer. U wat nog steeds in beheer is ten spyte van al die skommelinge rondom ons. En Here, vanmôre wil ons aan U voete sit, in die naam van Jesus Christus, die kragtige werking van die Heilige Gees, wat in ons harte werk, en ons wil bid, Here, leer ons, bemoedig ons, versterk ons met U woord, breek vir ons U woord oop, sodat ons kan verstaan hoekom die dinge gebeur en wat ons moet doen as gelowiges om standvastig te bly. Ons weet, U koms is naby. Ons weet, Here, die wêreld op homself is besig om homself te vernietig. Die tekens van die tye is daar. Gee dat ons nie afvallig sal word van U nie. Dat ons liefde vir U en vir ons naaste nie sal afkoel nie. Maar dat ons as gelowiges stewig sal staan op U woord. Here, seën ons elkeen vanoggend by die aanhoor van U woord. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Vriende, ons skrifteks vanmôre kom uit Matteus 22 uit. Vanaf vers 9 tot 14. Daar staan geskrywe: gaan dan op die kruispaaie en nooi almal wat julle mag vind na die bruilof. En daardie diensknegte het uitgegaan op die paaie en almal versamel wat hulle gevind het, slegtes sowel as goeies. En die bruilofsaal het vol gaste geword. En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie 'n bruilofskleed aan het nie. En hy sê vir hom: vriend, hoe het jy hier ingekom sonder 'n bruilofskleed aan? En hy kon geen woord sê nie. Toe sê die koning vir sy dienaars: bind sy hande en voete, neem hom weg en werp hom in die buitenste duisternis. Daar sal 'n geween en 'n geknars van tande wees. Want baie is geroep, maar min is uitverkies. Mag die Here hierdie geleesde gedeelte aan elkeen van ons seën vanoggend. My broer en suster, ek wil met julle vanoggend gesels oor 'n baie belangrike aspek. Ons tema is die Judasbok. Maar dit sluit baie nou aan by Matteus 22, 23 en 24, wat deel is van die eindtyd profeseë. En hier kom die Here en hy vertel vir ons van wat gaan gebeur aan die einde. Nou weet julle wat 'n Judasbok is. 'n Judasbok is 'n bok wat opgelei is, spesiaal deur die plaaseienaars, dat wanneer hy skape wil slag, dan sal hy hierdie bok tussen die skape sit. Nou, die bok lyk amper soos 'n skaap, behalwe dat dit 'n bok is. En hierdie bok sal voor die skape loop. En hierdie skape sal hierdie bok volg.
En dan sal hierdie bok by die slagpale inloop, terwyl hierdie skape hom volg, en dan op 'n sekere stadium sal die bok uitglip in 'n ingang, wat vir hom geskep word, maar die skape sal dan vasgevang wees in hierdie abattoir of die plek waar hulle geslag word, en die skape sal geslag word, maar die bok sal vrykom. Hy lyk soos 'n bok, of hy lyk soos 'n skaap, maar hy's 'n bok. En dit gee vir ons 'n baie belangrike aspek van die woord van die Here. En dit waarvan die naam Judas ook afgelei is 'n verraaier. Hy lyk soos een van ons, maar hy dink nie soos een van ons nie. Hy is daar met 'n spesifieke doel, om te mislei, om weg te lei en om te verkondig dit wat nie waar is nie. Nou hierdie gelykenis wat Jesus vir ons in Matteus 22 vertel het, is eintlik deel van 2 gelykenisse. Dis die 27ste gelykenis wat die Here vir ons hier noem, en dit is die man wat op hierdie bruilof is sonder 'n bruilofkleed. Jesus het weer deur gelykenisse met die mense begin praat en gesê, die koninkryk van die hemel is soos 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun berei het en sy diensknegte uitgestuur het. En baie belangrik, om die genooides na die bruilof te roep. En hulle wou nie kom nie. Dit vind ons in die vorige verse, Matteus 22 vers 1 tot 3. En dan sien ons dat weer het hy ander diensknegte uitgestuur met die boodskap, en dit is deel van 'n ander gelykenis. Sê vir die genooides, weer kom daai naam op, kyk, my maaltyd het ek berei. So, as deel van die bruilofsfees is daar nog ook 'n maaltyd. Die maaltyd is net vir die genooides gewees, en dan die bruilof is dan vir al die ander gaste. Kyk, my maaltyd het ek berei, my beeste en vetgemaakte vee is geslag en alles is gereed. Kom na die bruilof. En dan sien ons die reaksie van die genooides. Maar hulle het hulle nie daaraan gesteer nie en weggegaan. Een na sy eie stuk land en 'n ander na sy handelssaak. Matteus 22 vers 4 en 5. Die karakter van die genooides, die uitgenooides, kom hier dus baie sterk na vore. Hulle het hulle nie gesteer aan hierdie uitnodiging nie, alhoewel hulle spesiaal uitgenooi is na die maaltyd en na die bruilof. Maar hulle het aangegaan met hulle eie werk, hulle het aangegaan met hulle eie sake, hulle eie stuk land. En dan sien ons nog iets by die genooides, uitgenooides is. Die ooriges het sy diensknegte gegryp en mishandel en doodgemaak. Toe die koning dit hoor, het hy baie kwaad geword en sy manskappe gestuur om daardie moordenaars om te bring en hulle stad aan die brand te steek. Daarop sê hy vir sy diensknegte, my bruilof is wel gereed, en dan hierdie verskriklike woorde, maar die genooides was dit nie werd nie. Die genooides word dus uitgesluit uit hierdie maaltyd en bruilofsmaal. Nou van wie praat die Here hier? Wie is hierdie genooides? Matteus 22, 23 en 24 het ek gesê, is baie nou verwant aan mekaar oor die profeseë van die eindtyd. Hier kry ons Jesus omtrent 30 voor Christus, waarin hy hierdie uitsprake gemaak het en waarin hy hierdie gelykenisse vertel het. Nou hierdie genooides, weet ons, dit is die Joodse volk. Van die begin af, van die skepping af, sien ons dat Jesus het 'n spesiale volk gehad, wat hy uitgesonderd bo alle ander volke, naamlik die Israeliete.
En van die begin van die woord van die Here af sien ons, dat eers het God 'n pad met die Israeliete geloop in hulle teenwoordigheid, en toe hulle gesondig het en afvallig geword het, en basies dit verwerp het van dit wat God vir hulle gebring het, toe het God uit die prentjie verdwyn. En die volk van die Here, die Israeliete, het onder ballingskap geval. Eers was dit die Egiptenare gewees, en dit was sleg vir die Israeliete onder die Egiptiese koninkryk. Daar moes hulle in haaglike omstandighede gewees het, terwyl die belofte nog steeds daar was dat God sy volk sou red. En toe het Moses gekom, die Israeliete uitgelei, maar daardie stuk Kanaanitiese aanbidding van afgodedienste en die Egiptiese heidense aanbidding was nog steeds onder die volk van die Here gewees. Daar was leiers gewees wat deel van hulle was, maar wat was soos hierdie Judasbok. Ons sien juis toe die Israeliete daar onder die berg Sinaï staan en Moses opgegaan het om met God te gaan praat en die 10 gebooie van God te gaan haal. Toe hy afkom, toe was die hoërpriester Aaron en sy broer, was hulle besig om die volk se verlange na die Egiptiese Kanaanitiese afgoderry te bevredig, en het hulle hierdie goue kalf gemaak. Het hulle die koning van die konings verwerp en hierdie afgode aanbid. God het natuurlik baie kwaad geword en duisende mense het gesterf. Vir 40 jaar lank het hierdie Israeliete in die woestyn het hulle geleef en omgekom, terwyl hulle maar 11 dae se stap van die beloofde land Kanaan was. Ons sien dat na die Kanaanitiese afgoderry Egipte het die Babyloniërs Israel binnengeval. En dit het verander hier in Daniël 5, toe die Babyloniese koning in die nag vermoor is, en toe die Assiriërs oorgeneem as beheer ook oor die volk Israel. Darius die Assiriër. En daarna het Griekeland oorgeneem, en daarna het Rome oorgeneem, die Romeinse afgode of die Romeinse lere het oorgeneem. En daardie Romeinse magte was in die tyd van Jesus gewees. In die tyd waar die Israeliete nog steeds daar was, klein groepe het aangegaan met hulle aanbidding, en Jesus is as 'n Jood gebore, die Messias. Voor dit vir 400 jaar lank was dit doodstil gewees. Eers was God by sy volk betrokke, persoonlik. Hulle kon hom sien in die wolkkolom, hulle kon hom sien in die vuurkolom, en toe God homself onttrek het, toe het die rigters gekom, en toe het konings gekom, wat die volk basies vertel het van hierdie maaltyd, van die Messias, van die bruilof, en toe het die profete gekom, en toe die priesterdiens gekom. Almal het gekom om mense te vertel, die uitverkore volk, die genooides te vertel. En waar het dit toe nog geëindig? Ons sien in Matteus 24 het Jesus 'n uitspraak gemaak. Hy het gesê, en wanneer julle Jerusalem deur die leers omsingeld sien, dan moet julle weet dat sy verwoesting naby is. Dan moet julle weet, die wat in Judea is, dat julle in die berge toe moet vlug, en die wat
in die stad is, moet uitgaan, en die wat in die buitewyke is, moet daar nie ingaan nie, want dit sal daarvan wraak wees. Verskriklik, soos wat geskrywe staan en vervul moet word. Die Jode het Jesus Christus verwerp en hom gekruisig. En dit het natuurlik die koning, sy vader, woedend gemaak. Want hier bring hy vir hulle die verlossing. En hulle stel nie belang nie. Hulle gaan aan met hulle daagse take, hulle gaan aan met hulle heidense gebruike, en hulle kruisig Jesus Christus. Die finale slag was gewees, want Jesus het hierdie dinge gepraat uit Matteus 22 en 23 vers 34 tot 36, en ook in Matteus 24 vers 19 tot 21, as deel van dit wat gaan gebeur met net na die eerste koms van Jesus Christus en die tweede koms van Jesus Christus aan die einde van die tye. Jesus praat hierdie dinge met daardie generasie, waarin hierdie eerste tribulasie of verwoesting sal plaasvind, verdrukking sal plaasvind. Hy praat met die mense wat nog lewe, wat by die kruis is, maar hulle verwerp die Messias, geheel en al, net 'n klompie mense het hom aangeneem. Jesus begin by sy apostels, 12 apostels, daarna by die uitstorting van die Heilige Gees is 120 mense in die bokkamer bymekaar en word hulle gedoop. En toe kom daar 5000 mense tot bekering. En hulle gaan en hulle verkondig Jesus as die Messias. Hulle verkondig dit aan die Jode. Ons sien dat die eerste kerk was meestal Joodse gelowiges gewees, wat uit die Joodse geloof uit hulle bekeer het tot Jesus Christus. Petrus het die boodskap gevat na Kornelius toe, maar uiteindelik het Petrus en Paulus die opdrag gekry om die evangelie ook na die heidene toe te verkondig. Dit is baie interessant, liewe broer, suster, ek en jy is nie deel van die genooides nie. Die Joodse volk, Godse volk, hulle is die wat spesiaal uitgenooi is na die maaltyd toe. Die kruispad het gekom in Handelinge 7. En ons sien daar het gebeur die volgende. Die godsdienstige leiers het hulle hare uitgepluk en hulle ore toegemaak en hulle op hulle tande geknars toe hulle kyk na hierdie jong man wat daar op sy knieë staan, Stefanus. En Stefanus vertel hulle van Jesus Christus. En hier het hulle offisieel as nasie die evangelie verwerp. Hier het dit dan ook gestop. Met Stefanus, waar God hierdie woorde dan in vervulling gebreek het, om te sê, die bruilof is wel gereed, maar die genooides was dit nie werd nie. En toe die Here aan Petrus 'n droom gegee van hierdie onrein diere wat met 'n laken en 4 toue uit die hemel uit neergelaat word, en hy vir Petrus sê, eet. En Petrus sê, Here, maar ek kan dit nie eet nie, want dit is onrein diere. U het beveel, ek is 'n Jood. En die Here sê, die boodskap is dat die evangelie nie meer aan die uitgenooides verkondig sal word nie, maar ook aan die heidene. En toe kom die volgende opdrag, wat gesê word, gaan dan op die kruispaaie en nooi almal wat julle mag vind na die bruilof. Die diensknegte het uitgegaan op die kruispaaie en almal versamel wat hulle gevind het, slegtes sowel as goeies. En die bruilofsaal het vol gaste geword. Toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy
daar iemand wat nie 'n bruilofskleed aan het nie. Dis ons teksvers vanmôre wat ons dan nou hier het. En die koning sê vir hom: vriend, hoe het jy hier ingekom sonder 'n bruilofskleed aan? En hy kon geen woord sê nie. Dis nogal belangrik. Hy kon geen woord sê nie. Die ander karaktertrekke wat deur die uitgenooides gebesig is hulle het nie hulle gestuur aan hierdie uitnodiging nie en hulle het weggegaan. Een na sy eie stuk land en die ander na sy handelssaak. Maar hier kry ons iemand wat op die bruilof is, maar hy het nie 'n bruilofskleed aan nie. Toe sê die koning vir sy dienaars: bind sy hande en voete vas, neem hom weg en werp hom in die buiterste duisternis. Daar is 'n geween en 'n geknars van tande wees. Want baie is geroep, maar min is uitverkies. Matteus 22 vers 12 tot 14. My liewe vriende, kom ons kyk 'n bietjie na die agtergrondgeskiedenis en dan ons kan later geleentheid kan ons ingaan op die profetiese woorde wat gespreek is, maar in baie algemene terme gaan ons bietjie kyk. Die Joodse volk, wat Jesus se uitverkore volk is, het die boodskap van die Messias verwerp. En toe daar 'n verskriklike vervolging plaasgevind. 'n Verskriklike oordeel het oor hulle gekom en ons herinner onsself aan die woorde van die mense daar by die kruis wat gesê het: laat sy bloed, Jesus se bloed, op ons en ons kinders kom. En dit het letterlik gebeur. Soos ek gesê het, Jesus het hierdie profesie uitgespreek ongeveer 30 na Christus. In daardie selfde generasie, ons sien dat Jesus het vir 3,5 jaar lank het hy die evangelie gebring. Vertel vir die mense wie hy is, hy het sy disippels bymekaar gekry, hy het mense gevoed en hy het gesond gemaak. Dit was in daai eerste 3 jaar gewees, 3,5 jaar gewees. En toe gebeur hierdie woorde en daardie dinge wat gesê is, laat sy bloed op ons en ons kinders kom, het presies 40 jaar later in vervulling getree. Nou 'n profetiese generasie of 'n Bybelgenerasie is 40 jaar. En dit is fascinerend dat vanaf 30 na Christus tot 70 na Christus het hierdie profesie in vervulling getree en Jerusalem was verwoes. En dit is 'n verskriklike ding. Matteus 23 vers 37 gee vir ons hierdie verskriklike standpunt. Waar Jesus gesê het, Matteus 24 vers 2, assuredly I say to you that no stone shall be left here upon one another. I say to you, this generation will by no means pass away till all these things take place. En hier kom dit en Jerusalem word verwoes. Nou, dit was baie erg geweest. Die groot Joodse revolt waarvan hulle praat, word hier die historien, die geskiedkundige Josephus aan ons beskrywe. Hy sê die Romeine het rondom die Jerusalem, die stad Jerusalem, bymekaar gekom, hierdie Romeinse soldate. Dit was so erg gewees in Jerusalem in daardie tyd, vanaf 66 tot 73 na Christus, dat deur die hele stad het die mense van honger te dood gegaan. Hulle was letterlik afgesny van buitekant, want hulle kon nie uitgaan. Hierdie soldate het die stad omring. Daar was onuitspreeklike nood gewees. In elke huis het dit as ware 'n vonk laat opskiet. As daar net gehoor is dat daar kos in hierdie huis is, het dit geweld veroorsaak. Selfs mense
eie huisgesinne teen mekaar gedraai, het kos van mekaar gesteel, net om hulle self aan die lewe te hou. Daar was geen respek vir niemand gewees nie. En daarom dat Jesus ook gesê het, wee die moeders wat babetjies in hierdie tyd het. Ons weet selfs dat hierdie babetjies is van hulle moeders af weggeskeur en het die mense hierdie babetjies opgeëet. Die anti-Romeine, die Raffiëns, die anti-Romeinse Selote, het deur die stad gegaan en hulle het elke huis deursoek vir kos. Hulle het in die mense se klere gekrap, om te kyk of hulle nie kos daar weggesteek het nie. Die mense, Josephus beskryf vir ons dat daar was so geweldige honger geweest dat die mense het gegaap na honger. Hulle was soos mal honde. En dan het hierdie gewetenlose gangs het dan in die huise ingekom, bewilderd. Hulle was heeltemal bewildered, drunkards, and they broke into the same house twice or thrice, 3 times in an hour. Need drove the starving to gnaw at anything. Hulle het basies aan enige dingetjie gekou. Daar was geen diere gewees, al die diere is opgeëet. Op die einde het hulle selfs hulle eie belde en skoene verorber. En dit is deel van daardie straf van die uitgenooides wat hulle moes deurgegaan het. Dit was 'n verskriklike tyd gewees. Maar nou kom die Here en hy bring die evangelie ook aan my en jou. Hierdie gelykenis. En ons sien dat die tweede vervulling van die profeseë kom ook in werking. Hy sê dat in hierdie tyd was dit gewees dat die Christene is omtrent vernietig. Almal wat die naam Christen gedra het, is doodgemaak, is vervolg. En dit het ongeveer gebeur tot en met die jaar 457 na Christus. Toe die Romeine gekom het en hulle toe beheer oorgeneem van Jerusalem en hulle het Jerusalem binnengeval en uiteindelik laaste het die Romeine gekom, die mag van die Romeine, die Caesars, het hulle toe nou probeer om die kerk van die binnekant af dood te maak. Daar groot verdrukking het gekom. Die duiwel het probeer om die kerk van die Here Jesus Christus, wat begin is deur 12 disippels, 120 mense, 5000 mense, 'n groot diaspora wat gekom het. Daar was in die Colosseums is die mense deur leeu's doodgemaak in die tyd van keiser Diocletian en Nero en Caligula. Maar die duiwel kon dit nie regkry om die Christene dood te maak nie. En toe kom hy met 'n ander plan, plan B. En dit was om die kerk van die Here Jesus Christus van die binnekant af te infiltreer. Konstantin het in 320 na Christus het hy die Christene vervolg. Daar was geweldige oorloë gewees en het probeer om van Rome se kant af hulle autoriteit in Rome af te dwing. Maar keiser Konstantin se moeder Catherine het die Christelike geloof aanvaar. En sy het basies die Christelike geloof wettig gemaak. Sy het dit aan haar seun gesê en haar seun het toe nou 'n teken gesien, keiser Konstantin, van 'n kruis in die hemel. Voor dit het hy 'n oorlog gehad, die oorlog van Maximilian Bridge, en daar het hy toe nou hierdie visioen gehad
En toe het keiser Konstantin die Christelike geloof, het hy basies die hoofgeloof gemaak, bo die Romeine. Maar hier het iets baie verskrikliks gebeur. Dit het 'n groot probleem veroorsaak. Hy het sy Romeinse weermag, sy soldate, het hy beveel om deur die Tiber rivier in Rome te gaan, sodat hulle almal gedoop kan word. Ek dink vir jouself, hier kom hierdie heidense Romeinse soldate, wat al hierdie Romeinse Greco afgode aanbid het, en hulle loop almal deur hierdie rivier om gedoop te word. Voordat hulle in die rivier ingaan, is hulle droë heidende, maar as hulle deur hierdie rivier gaan, is hulle nat heidende. Dit het die kerk van die binnekant af vernietig tot omtrent die jaar 1700. Ek kom ook verduidelik net so, in 548 na Christus het die kerk gekom, die Romeinse kerk, en daar was baie kompromie geweest, want hulle het nou gesê, wat maak ons nou met ons afgode? Wat maak ons met hierdie afgodebeelde, Jupiter en Mercury en Diana en Venetius, al hierdie Griekse afgode ook, wat hulle gehad het. Sommige Christene het gesê, maar dit kan nie wees nie, want die Here het gesê, geen afgoderry nie. En toe sê hulle, maar ons kan baie meer mense bereik, as ons nog steeds ons afgode het, maar ons verander net die name. Ons verander hulle na Petrus en James en John en St. Mary en St. John. En so het in die Romeinse kerk hierdie afgoderry ontstaan. Meer as 200 jaar lank het die kerk probeer om te kompromiteer, te sê, maar ons kan aanbid met ons afgode, kan ons Jesus Christus ook aanbid. Ons sien dat met Luther en Calvin en John Huss, het die reformatie begin om teen die Romeinse kerk in te gaan en die protestantse geloof te begin. Maar ons sien dat in 300 en 400 na Christus het die Christene die geveg om te sê, maar ons kan nie saamgaan met hierdie afgodediens nie. Ek sê hierdie dinge, liewe vriende, omdat dit is wat die duiwel doen. Hy stuur 'n Judas bok. Ding wat lyk soos 'n skaap, maar is eintlik 'n bok. En hy stuur ons om mense te mislei. Nou, daar is 10 hoogtepunte in die Christene wat veroorsaak het dat mense mislei word. Die Bybel sal vir ons sê, ons mag nie voor afgode dien nie, maar die Romeine het gesê, die Romeinse kerk het gesê, jy kan. Die Bybel sê, almal het gesondig, behalwe Jesus Christus. Die Romeinse kerk sê, nee, maar Maria, die moeder van Jesus, is ook sondeloos. Jesus is die enigste mediator, word daar gesê, tussen ons en God. Die Romeinse kerk sê, nee, Maria, en hierdie saints is ook co-mediators, saam met Christus. Daar is ook gesê, alle Christene is heilig, maar ook die Christendom sê, alle Christene is heilig voor die Here. Die Romeinse kerk sê, nee, net die wat deur die priester geseën word, is heilig. Die gelowiges moet aanbid deur hierdie priesters of saints, kan 'n mens maar sê. Die Bybel sê alle Christene het die ewige lewe. Die Romeinse kerk sê
Nee, jy kan dit alleen verkry as die priester van die kerk dit vir jou aanbied en jou sondes vergewe. Die Bybel sê niemand mag vader genoem word. Geen godsdienstige leier mag vader genoem word nie. Die Romeinse kerk sê nee, die paus is ons vader. Die Bybel sê ons mag nie gebede hê wat ons repeteer nie. In vain repetition. Terwyl ons weet dat vandag aan die Romeinse kerk ook gebeur dit, dat daar gebede opgesê word deur hierdie rosaries. Ons moet ons sondes bely voor God en voor God alleen en alleen by hom vergifnis kry. Die Romeinse kerk sê anders. En so kom hierdie goed in die kerk in en die Judasbok lei die kerk na die slagpale. In 538 na Christus word die paus aangestel as die hoof van die kerk en kry hy ook 'n Romeinse mag. Tot en met 1798, toe daar iets gebeur het en het ons dan gesien dat in die Franse revolusie is die mag van die Romeinse kerk, die militêre mag, gebreek. En ons sit vandag en die paus is in hierdie week dood en daar is 'n nuwe paus aan bewind. En ons vra vir onsself af, wat maak die kerk? Hoe bekleed die kerk hom? Wat maak hy met die uitnodiging na die fees van die koning? Diegene wat verwerp, diegene wat agter hierdie Judasbok aangaan, dit sê die woord van die Here vir ons, hulle sal aan die einde van die dag deur God verwerp word. Hulle sal deur God verwerp word, want ons verwerp die boodskap van Jesus Christus. Ons moet nie Judasbok wees nie. Nou in albei gelykenisse word die fees vir die gaste voorberei. Maar by die tweede moet die voorbereiding vir die gees getref word. Vir die wat dit nie doen nie, word daar meer as net uitsluiting toegepas, hulle word uitgewerp. En helaas, en ek wil graag daarmee afsluit vandag is, ons sit in hierdie situasie, ons sit in hierdie tyd, waar baie mense, baie Christene, met die kerk en met die boodskap van die Here niks te doen wil hê nie. Hulle wil graag deel hê aan dit wat daar gebied word. Maar hulle wil nie die koning eer wat dit vir hulle gegee het nie. En daarom is hulle op hierdie bruilofsfees, maar hulle het geen bruilofskleed aan nie. Die bruilofskleed is 'n kleed wat deur die bruidegom self, die koning self, aan die gaste gegee word om aan te trek, 'n spierwit kleed. En so weet ons dat God het vir ons vir Jesus Christus gegee. Hy het vir ons vir Jesus gegee om ons sondes af te was, 'n kleed wat gewas is met die bloed van die lam. Baie kom in die kerk in, maar het nog nooit tot bekering gekom nie, het nog nooit tot wedergeboorte gekom nie, is nie gewas deur die bloed van die lam nie. En dit is die wat voor God sal staan eendag en hy sal sê, ek ken julle nie. Gaan uit en jy word in die buitenste duisternis gegooi en daar sal 'n geween en 'n geknars van tande wees. My liewe broer en suster, 365 keer kom die woord van die Here na ons toe. Moenie bang wees nie, moenie vrees nie, ek is by julle. Vanmôre se boodskap kom waar die Here ons beloof dat as ons karakter, ons rig van ons geestelike lewe gerig is op die kruis van Jesus Christus, op die bloed van die lam. Ons is gewas deur die bloed van die lam. Ons het
ons olie volgemaak. Ons verwag die bruidegom. Die bruiloftskleed is aangetrek. Dan sê die Here, sal ons gered word. Iemand het gesê, God promises that if we would make the Lord Jesus Christ our ultimate habitation, our dwelling place, then you are in Christ. If you ask Jesus to forgive you, we surrender our lives to Him. He will send these angels to us to protect us. He becomes our habitation. In the same way that the Israelites put the blood of the Lamb on the doorpost for that final death angel to come over Egypt, they were protected by the blood of the Lamb. Jesus Christ accepted us, and His blood is for our sins. He will preserve you through the last days as well. Mag die Here vir jou seën met hierdie boodskap vanmôre. Oordink dit, dink daaraan, en rig jou gedagtes op net een persoon. En dit is Jesus Christus, die Seun van God, die Messias, wat vir ons gesterf het. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons buig in aanbidding voor U vanmôre, en ons sê vir U dankie vir die kosbare woord. Wil U vir ons seën met hierdie boodskap. Hulle wat die Seun van God verwerp, staan onder die wraak, staan onder die scepter van die koning. Wat sal vergeld? Ons wil ons lewe met U reg hê. Ons wil gewas wees deur die bloed van die lam. Ons wil die bruilofskleed aantrek wat gewas is deur die bloed van die lam. Sodat ons onder U vergifnis en U genade kan staan. Help vir ons om nie bang te wees nie, om nie te vrees nie, om aan mekaar vas te hou, om aan die woord vas te hou. Seën vir ons vanoggend, Here, as ons in hierdie week aangaan met die wete dat ek behoort aan Jesus Christus. Alhoewel ek nie 'n uitgenooide is nie, was U genade uitgespreek oor my, dat die evangelie ook aan die heidene, aan die slegtes verkondig kan word. Dankie vir daardie voorreg. Ons eer U in Jesus Christus se naam. Amen. Liewe vriende, kom ons gaan 'n laaste lied sing tot eer van die Here. Sluit ons af met hierdie diens. Maak om vir ewig saam met die Here te wees. En die Here kom en hy wil ons elke dag verseker dat hy in beheer is. Maak nie saak wat rondom ons gebeur nie. Mag ons vashou aan daardie beloftes van die Here. Mag jy geseënd wees in hierdie week en mag dit met jou goed gaan. In Jesus naam. Amen.